In 2021, UPL Corp, in collaboration with ORISE in Agriculture, launched a carbon farming pilot in South Africa called Carbon Smart. The initiative aimed to test whether adopting regenerative agriculture practices could yield both economic and environmental benefits for South African farmers at scale. Our Carbon Smart farmers implemented the following practices: reduced tillage, cover cropping and crop rotations, livestock integration and high-density grazing, application of UPL's biological and sustainable products. By 2025, the first group of pilot farmers are set to earn revenue from carbon credits, demonstrating that restoring soil health and reducing emissions can go hand in hand with boosting farmer profitability. Ek plant nou so 19 jaar al wat ek saai. Ek het so 'n paar jaar besig gehad voor ek begin plant het. En ek plant 4 gewasse hoofsaaklik, 2 grasse, mielies en tef, en ek plant sonneblom en sojas. Dis my breëblare wat ek plant. En dan boer ek met beeste en skape ook. Ek koop by my broer gif en vir jare al so. Dit was eers Arista en toe word Arista mos UPL. So ek het maar net saam oorgeskuif na UPL toe. So vandat UPL in Suid-Afrika is, koop ek by UPL. En ek gebruik ook maar, weet die Flat Down en Kalash en Caligo en Lambda. Ek gebruik 'n hele reeks van UPL se goed wat nodig is op sonneblom en mielies. Ja, en tef. So ek gebruik baie biologiese goed wat ek in my grond gebruik en ek sny dan op kunsmis. Ek het my stikstof al gehalveer. So ek gebruik halfte van die kunsmis deesdae of halfte van die stikstof. Ja, so ek boer al 'n bietjie baie groener en ek doen cover crops soveel as ek kan. Dit is so duur om te boer dat jy moet dit als reg doen. Maar dit is goedkoper om net konvensionele manier alles om te werk, en dit is goedkoper as ons manier wat ek net probeer cover crops plant en alles. So die regte manier eintlik is iewers moet iemand vir ons betaal vir ons graan wat ons produseer, meer gee oor jy die groen manier boer. Jy weet, so die groot industrie in die wêreld moet eintlik vra waar kom die mielies vandaan en hoe is hierdie geproduseer. As hulle my gaan meer betaal vir my mielies wat ek op 'n groen manier boer, dan kan ek mos nou bly bestaan. So want dit gaan oor rand en sent op die einde van die dag. There's no Mr. Nice Guy. Jy moet self survive of jy val uit. So ja, ons boer om die maksimum opbrengs te kry, maar maksimum opbrengs kry is nie cover crop nie. Nou nie. Cover crop sal eendag, as alles nou lewe en dan sal jy seker ek dink goedkoper insette hê. Jy weet, minder onkruidmoeilikheid hê, minder gif spuit, minder kunsmis gee, dan sal jou insette goedkoper word en jy sal 10-1 dalk dieselfde stroop as jou buurman. Maar die cover crops, as jy organiese materiaal optel in die grond, gaan ons water meer toeganklik wees en meer water kan stoor, maar dit vat tyd. Jy weet, en ons boer tog eintlik met water. Jy weet, ons boer eintlik met die grond en nie met mielies nie. So ons moet die grond beter kry om meer sponsagtig te wees, om meer water vas te hou. En dit is deur cover crops. En dit is deur om jou mielies nie in te werk nie. En die reste bo op die grond te los. Laat die herkworms dit kan eet en dat hulle kan die grond rip en oopbreek. So dis die regte manier om te boer. Dis 'n moeilike manier om te boer. Maar ons kry dit nog reg. Ek weet met sonneblom, as jy sonneblom boer, dan toets hulle die sonneblom by die silo daar waar jy dit aflaai en dan vergoed hulle jou as jy byvoorbeeld meer olie in het. Vir sekere sonneblom as ander sonneblom. So jy kry meer geld daarvoor. As die wêreld kan gaan na so iets toe waar ons meer kry vir wat ons produseer. Jy weet, as daar iemand buite is wat die mielies wat hy koop, wil hy die gesonder mielie koop. Jy weet, die mielie wat met minder gif geproduseer is of met minder diesel geproduseer is. Ek bedoel, ek dink die wêreld gaan so toe gaan, want eintlik is daar net nou te veel mielies of te veel graan. Dis hoekom die pryse onder druk is. So as ons minder graan gaan produseer, dan gaan die pryse opgaan.
Jy weet, dis 'n vraag en aanbod game. So en ons produseer eintlik minder graan as ons begin groen boer. So as die hele wêreld gedwing word na groen boer toe, gaan die oorskot wegval en dan gaan die pryse opgaan en dan gaan ons meer sustainable kan boer. Ek diversifiseer in my boerdery soveel as ek kan. So ek het 4 gewasse wat ek plant, ek het beeste, ek het skape, want die saaiery alleen kan nie die rekeninge betaal nie. So ek is nou besig om my hoenderhok op te sit. Met eiers. Want ek gaan 3,5 cubes mis 'n dag kry op die een hok en ek wil 6 hokke opsit en daai mis gaan ek direk op my lande gooi en nie meer kunsmis koop nie. So hoe meer mis ek kan bymekaar maak, gaan dit lande toe en spaar ek op kunsmis. So ek sien eintlik die hoenderhok hoef nie eens geld te maak nie. As ek net die mis kan kry, is dit vir my lonend. Jy weet, en dit is die regte manier vorentoe. My kinders gaan eendag dalk nie hoef kunsmis te koop nie. Of kom ons sê kunsmis raak nog duurder, dan gaan dit nog moeiliker word om te boer. So ek wil nie gevang word die dag met nou kos kunsmis R30.000 'n ton nie, is onbekostigbaar, ek kan nie meer boer nie. So ek begin nou biologies boer, my grond begin lewe en ek voed die biologie en ek gaan natuurlike kunsmis gee, ek weet hoendermis of beesmis en dan gaan ek boer wanneer my buurman dalk nie kan boer nie, wat nie op hierdie manier boer nie. So ja, ek dink as hoe meer boere deel word van die SMART program, en saam staan en die program volg en vasbyt dit volg en die regering raak betrokke waar hulle dalk ook ons support en met ons regering wil altyd net goedkoop kos hê. Jy weet, dis baie armoede en so die mense soek goedkoop kos, maar ons kos is nie goedkoop nie. Jy weet, so om dit te produseer is nie goedkoop nie. So as die regering ons kan vergoed, jy weet, op 'n manier om die goedkoop kos te kan produseer. Wel, is 'n lang storie. Ek het eintlik nuwe lande gebraak. Veld wat net veld was, het ek gebraak en ek het daar mielies geplant. Van deur 'n bestaande mielieland het ek fisies net in die veld ingeplant. En toe ek stroop ek 4 tonne hektaar meer op die sê maar virgin soil as die bestaande lande. En toe wonder ek hoekom. En toe begin ek search en lees en wonder hoekom die virgin soil so goed is. En hoekom is die bestaande lande dan nou so swak? En toe kom ek agter, maar dis hoe die Here daai lande gemaak het en ons het dit kom verander. So toe begin ek kyk, wat kan ek doen om my grond weer lewendig te maak? En jy weet, so toe begin ek met die biologie insit en ek begin kos plant vir die biologie. Aardwurms floreer op kos. As jy nie kos het nie, kan daar nie aardwurms wees nie. So ek het video's gekyk op YouTube van Dr. Elaine Ingram in Amerika en haar kursus begin loop om alles organies te begin boer en ja, so ek het so aangehou en nader aan die biologiese produkte begin verkoop en toe begin ek cover crops saai en toe hoor ek van die UPL se projek, jy weet ek het lank terug begin al voor daar enige UPL ding was wat ek van geweet het. Maar dit is nou nice dat daar UPL is of iets want ons spandeer baie geld aan dit en het nog nooit eintlik 'n return gekry nie. So as ek 'n return kan kry, sal dit welkom wees. Jy weet, die saad kos geld wat ek elke jaar plant en nie altyd werk nie. My idee wat ek dink is dis amper ook 'n diversifisering in my boerdery, né? Want dis nog 'n source of income. So ek het nou skape, beeste en ek het saaiery en ek het carbon credits. So sou ek 'n jaar kom wat ek dalk gelyk breek met my saaiery en nie 'n wins maak nie. Maak ek die enigste wins wat ek dalk maak is uit my carbon credit betaling uit wat ek kry. So dit gaan my kan aanhou laat boer. Dit is definitief 'n inkomste wat ek baie voor dankbaar gaan wees of is, jy weet, dat ons kan aanhou boer met daai geld. So dit gaan ons maak om te survive. Ook teen hierdie moeilike wêreldpryse. Dis nog 'n ekstra bron van inkomste en dit gaan maak dat ek kan boer. En my buurman wat dit nie doen nie, gaan sukkel om te survive. En ek gaan dalk kan uitbrei en kan aanhou boer ten minste. So ek dink ek is baie opgewonde oor dit. Dis regtig vir my 'n ekstra inkomste.